Verlede jaar het albei my kinders getrou. So ek is finansiëel geruïneer, daarom smous ek boekies. Daar so asseblief gaan help net. Julle het nou al gister gehoor, ek moet nog 3 jaar na my dood werk, net om te kan aftree. So julle so gaaf sal wees, maar ek wil net so gou vinnig net, as julle vir my 5 minute gee, sê waaroor die boek gaan. Ek het toe ek aan my proefskrif gewerk het ek bietjie in die profete literatuur rondgekrap. En toe ek daar rondkrap, het ek agtergekom, maar dit wil vir my voorkom hierso, dat profesie is nie toekomsvoorspellings nie. Nou weet ek, hier's iemand wat my genader het en gesê het, hy verkoop profesie wat hy van oorsee af kry, WhatsApp profesie. En weet babatjies, en as dit waar word, is dit R100, en as dit nie waar word, is dit nog steeds R50, want dit is 'n profesie. En toe sê hy nou gister vir my, hy het nuwe profesie ingekry, wat hy vir jou klein plaasie kan profeteer, en as jy die platinum pakket van, dan sal 'n dammetjie by, en 'n tweedehandse bakkie met 'n volle diensrekord. So, die waarheid van die saak is, daar's 'n verskriklike wanpersepsie oor profesie. Ons is lief om te sê, ek is lief vir die profetiese. Is niks fout daarmee nie. Ons is lief om te sê, daai persoon is profeties. Die vorige leier van hierdie netwerk is 'n profetiese mens. Maar profesie is baie minder eintlik toekomsvoorspelling as toekomssuggerering. Het ek agtergekom dat dit is eintlik presies wat leierskap is, want leierskap is toekomssuggerering. Jy sê, ons is by punt A, waar is my slide? Ja, ons is by punt A is nie lekker nie, ons moet by punt B uitkom. Dis toevallig Bill Hybels se eenvoudige definisie van leierskap, getting people from point A to point B, and taking as much people with you as you can, along the way. Maar, dis presies wat die profete ook gedoen, hulle sê, julle is op 'n spesifieke punt, daar is 'n ander punt wat ek sien. En dan begin hulle hierdie te profeteer en te skep, en op die ou einde word die woord is 'n self-fulfilling prophecy, maar mense begin hierdie toekoms te skep op grond van dit. So leierskap in essensie, het ek begin agterkom, is eintlik profeties. En wanneer jy profeties optree, is jy beter besig, veral in ons wêreld, om 'n beter wêreld te skep. 1 Korintiërs 14 vers 3 sê, hy wat profeteer, wat doen hy? Hy spreek woorde van bemoediging, vertroosting, kan nou nie die 3de woord onthou nie. Nêrens sê hy, ons profeteer vir jou baba of 'n plaas, nie. Of, jy weet, en is nou interessant, verskoon my, maar hoe die profete nou uit die houtwerk uitklim met die Midde-Ooste weer. Dit is verskriklik erg. Maar die essensie van profesie is hierdie stappe wat ek opgemerk het toe ek die profete bestudeer het, en ek het dit bietjie met leierskap laat praat, en dit het neerslag gevind in die boek. Al die profete was in 'n situasie, 'n reality. Jy as leier is ook in 'n spesifieke reality. So hulle was mense wat in die omgewing van hulle mense gebly het, hulle die pyn van hulle mense gevoel. Dit is dit. Dan kry ons in die profete literatuur verskriklik baie die volgende wat sê, en die woord van die Here het na my gekom. Julle daai gedeelte al gelees? 220 keer kom dit voor, en die woord van Jahwe het na my gekom. Nou julle almal weet die Hebreëse woord vir woord is davar, en dit is daai davar moment wat jy beleef as leier. Ons almal beleef daai davar moment, daai oomblik van inspirasie, sy woord kom na jou toe. Dan het ek agterkom, maar dit was nie net, ons dink baie keer die profete daar onder die boom gesit, en dan word hy geslaan met hierdie profesie, en dan begin hy te profeteer. Het was nie altyd so nie, want as jy die profesie gaan lees, veral as jy hom gaan lees in die oorspronklike taal, dan kom jy agter, hierdie ding is gelaai met poetry. Meeste profetiese materiaal is digkuns. En dit het my skoon gebou. Met ander woorde, nadat hy davar ontvang het, het hy gaan sit en hy het 'n poem gekraaf. 'n stuk kommunikasie.
is dit nie wat 'n leier ook doen nie. Jy ontvang hierdie prentjie, dan gaan sit jy en jy begin die woorde te kies om hierdie prentjie te verkoop. Jy sien mense one-on-one, jy sien jou leierskap, jy kommunikeer met jou gemeente. En jy deel hierdie gedig van 'n beter toekoms. En dan wat dan gebeur, is mense begin hierdie toekoms te imagine. Walter Brueggemann, wat verlede jaar oorlede was, het nogal hierdie ding na die tafel toe gebring in Ou Testament, wat hy praat oor imagining. Hy sê dat jy kry prophetic imagining, van dit is criticizing, julle boude gaan brand as julle aanhou om hierdie te doen, né? Julle ken daai profesie, die doom and gloom. Maar van dit is energizing. Wat sê ek gaan jou na 'n nuwe plek toe vat. As jy dink aan Jesaja 1-39 is baie criticizing. En dan nie van 40 af verander het, en ons quote daai, dit is weet, as jy deur die vuur gaan, as jy deur die water gaan, weet ek is by jou, ken jy op die name, jy is gegraveer in my handpalms, dis energizing. Julle gaan 'n beter toekoms hê. En dis wat ons as leiers ook doen. En hy sê, wanneer mense dit begin imagine, kan hulle begin dinge doen. En wanneer mense begin beweeg, skep jy 'n beter realiteit en kom jy by punt B uit. En dis die essensie van wat ek daar gedeel het. Interessante woord, die woord imagineering. Ek dink leiers is imagineers. Ons imagine en ons engineer die pad van punt A na punt B. So dis in essensie waaroor die boek gaan, en spesifiek gaan hy ook oor om 'n ou uit te help wat 2 troues in 'n jaar gehad het. Ek wil vanoggend vinnig, ons het gepraat oor refleksies, hy's Genesis, jou verhouding met God. Ons het gepraat oor jou verhouding met jouself, so 'n bietjie die kondisie van jou siel, na gekyk, en ek dink daarso, dit wat veel gisterand geshare het, nogal baie raakpunte gehad, so daar's iets wat ons moet hoor. Maar vandag wil ek met jou praat oor 'n beter weergawe van jouself met die hulp van ander. Dis Craig Rochelle wat gesê het, when a leader gets better, the ministry of the organization gets better. En dis hoekom jy hier sit. Ek wil beter raak. En wanneer jy beter raak dit wat jy lei, dit wat jy bestuur, beter. Maar hy self het die volgende gesê, you cannot become the best version of yourself by yourself. Ons het mense nodig om beter te raak. Ek dink in 'n groot mate, en ek het gister daarna verwys, van ons, omdat ons gereeld op hierdie troontjie geplaas word, of omdat ons gereeld antwoorde moet gee, omdat ons daar is vir mense in hulle nood, omdat hulle so lief is vir ons, omdat hulle so huil as ons na 'n ander gemeente toe gaan, of juig. Julle ken mos daai grap, hè, van die ou wat, die pastoor wat 'n beroep gekry het, toe sê hy moet net eers met sy vriend gaan praat en gaan bid. Toe kom hy terug uit met sy vriend gepraat, maar sy vriend het gesê, hy moet nog bly, sy seisoen is nie verby in die gemeente nie. Kerkraad bid maar dat die man nog 'n beroep kry. Kom nog 'n beroep, hy gaan met sy vriend praat, oor hierdie dinge bid. Kom terug sê, my vriend sê, my seisoen het nou eintlik begin. Hierdie was net aanvalle van die duiwel. Nou, turn around. Kry weer 'n beroep. Hy sê, ek het my vriend gaan praat, en my vriend sê, ek moet gaan. Toe staan die hoofouderling op, toe sê, kan ons daar die lied sing wat 'n vriend het ons in Jesus. Maar omdat mense ons lief het, nee, kan ons op 'n plek kom waar ons hierdie entitlement het, dat ek het niemand in my lewe nodig nie. Ek het al die antwoorde. En ek beleef dit baie, ek sit in so gehoor, en ek luister na iemand, en ek dink, ek is entitled. En dan moet ek dit bely. En van julle moet dit nou bely. Soos jy hier sit. Dit sê, ek en jy kan van enige iemand in ons lewe iets leer, en iets kry. Want ons kan nie op ons eie op 'n eiland die beste weergawe van onsself word, ons word die beste weergawe van onsself in community.
as jy dink aan die uitstorting van die Heilige Gees, was dit 'n klomp mense wat saam in 'n community was. Hulle was vir 10 dae in dieselfde vertrek. Sê op die dag van Pinkster was hulle een. Sodat mekaar nodig gehad. Nou, Spreuke sê vir ons selfsugtige mens lewe net vir homself. Hy verwerp alle oorlegpleging. Ek dink die 53 sê, hy skei hom af. Hy wil hom afskei soek sy eie begeerte. Ek dink, ons kan nie eilande wees en die beste weergawe van onsself word nie. Ons het mense nodig. Hoekom? Want mense kan jou bemoedig. Jy het encouragement nodig. Iemand het vanoggend na my toe gekom en sê, baie dankie vir gister. Was regtig, ek het dit vreeslik geniet. Jy sal nie weet wat dit vir my beteken nie. Want ons almal het daai encouragement nodig. Want hoekom? Ons word discouraged. Ons word moedeloos. Groei is moeilik. En ons het hierdie tribe rondom ons nodig van mense wat soos 'n cheerleader optree, wat vir ons help om emosioneel te kan uithou en om aan te hou. So dis baie belangrik dat ons sal sê, maar ek het mense nodig om my aan te moedig. En jy self moet ook vir jouself sê, ek moet ander aanmoedig. Dankie vir die water. Ek moet ander aanmoedig. Ek dink ons het mense in ons lewe omdat daar ook 'n stukkie gedeelde wysheid is. 2 Desember terug, toe kamp ons by Sondela. Dis mos nou maar net diskant die hel in die somer daar. En ons besluit ons gaan vroeg op Nuwejaarsdag gaan ons stap. Weet, New Year, New Me. En ons stap. En die matriarg van ons gesin, my vrou, neem die voortou. Dis 'n 4.5 km staproete. Hulle het mos nou fietsryroetes en staproetes. Sy vat voor en ons volg haar. Ek sit my horlosie aan net om te kyk wanneer ons is naby aan die einde, maar toe ons nou hier op 4.5 kom, toe is ons nog steeds op pad weg van die kamp af. En nou begin dit warm te raak. En op 'n stadium stop ons en ek sê, hoorie, ek wil nou nie, maar ons is verdwaal hier in die bosse. Dis regtig nou verdwaal. En die matriarg sê, vat jy nou maar oor. En julle mans ding mos nie julle GPS nodig nie. Hoor van die ou wat die kat aangeneem het. Neem die kat aan, maar die kat is stout, hy krap die banke, en dit raak net moeilik, en die kat het later begin reuke in die huis los, en hare, en is net 'n moeilike kat. En hy besluit, hy gaan die kat vrylaat. Ek weet nie of van julle, maar my ouers het op 'n stadium ons hasies wat op die gras gespeel het en verdubbel het. En toe hulle weer op die gras speel, weer verdubbel het my ouers die hasies gaan vrylaat. Onthou, 'n hasie wil in die natuur wees. En ons het dit geselebreit. Nee? Dit is baie soos die hond wat na die plaas toe gaan en nooit terugkom nie. Wat ons vir ons kinders vertel, nee, ek gaan plaas toe, ek gaan daar speel met sy lam agterlyf. Wat is die storie wat ek nou vertel? Hasie, kat. En hy besluit hy gaan die kat vrylaat. En hy ry so 2-3 blokke af. Hy laat die kat vry. Hy kom terug, hy sit die kat op die bank. Hy sê, okay, vir jou gaan hy nou ver aflaai. Laai hom in 'n boks. Hy sit musiek binne in die boks aan dat die kat niks kan hoor. Weet Schrödinger se kat? En hy ry, maar hy ry draaie op en af, en hier en daar, en dan laat die kat vry. Hy lag lekker, hy ry huis toe. Kom by die huis, die kat sit op die bank. Sê, okay. Jy dink jy bly in Pretoria Oos, jy gaan Pretoria Wes toe. En hy ry met hom deur die Daspoort tonnel, laai hom daar af. Hy ry lekker huis toe.
'n stadium kom hy agter, maar hy erken nie sy omgewing waar hy nou is nie. Hy bel sy vrou, hy sê, hoor jy, is die kat by die huis? Sy sê, ja, hy sê, sit hom op die foon. Ons stap toe daar, en ons het verdwaal, en ek sê toe, ek gaan my GPS aansit, en ek neig toe na die pad wat inry toe, en ons kry hom toe uiteindelik. Toe ons daai pad kry, toe is ons by die ingang van Sondela. Dit is min of meer 7 kilo's nou terug kamp toe. Ons loop daai dag 12 kilometer. Ek onthou ons het net so in die tent in die karavaan so op die bed geval. As ons net 'n kaart gehad het, want hulle gee kaarte van daai roetes. As ons net 'n kaart gehad het. En dis die groot waarheid van die lewe. Niks wat jy beleef het, of wat jy nou beleef, het iemand anders nog nie beleef nie. Jy maak kinders groot, iemand het al. Jy gaan deur 'n moeilike tyd, iemand het al. Jy het 'n geliefde begrawe, iemand het al. Jy soek raad oor hierdie ding of daardie ding, iemand het al. Jy beklei 'n verslawing of 'n gewoonte, iemand het al. Daar's kaarte daar buite, leen dit. Gebruik dit. En dis wanneer jy 'n beter weergawe van jouself word met hierdie gedeelde wysheid, shared wisdom. Want ons saam sit en gesels en iemand vir my sê hoe hy deur hierdie situasie of sy deur hierdie situasie gekom het en ek leer daaruit. Om uit die ervarings van ander te leer versnel ons eie vordering in plaas van dat jy die les jouself leer, kry jy die opsomming by die persoon. En jy leer die les by daai persoon. Ons het ander mense in ons lewe nodig vir accountability. Om verantwoording te doen vir hulle. Ons het baie blinde kolle. Ons het baie blinde kolle wat ons nie raak sien nie. Jy dink dalk jy het nie. Maar ons het. Ek, een aand saam met vriende, het ons gekuier en ons sit om die tafel en ons begin sommer net gesels. Sê, weet jy, kom ons wees 'n bietjie eerlik met mekaar. Wat irriteer jou van die ander persoon om die tafel? Dan gaan jy net so in die tafel. Dit is 'n wonderlike oefening, behalwe as hulle by jou kom. Dan is dit nie meer wonderlik nie. Maar dit is 'n wonderlike oefening. En 3 van die mense om die tafel sê vir my, ek is upstairs. En ek is 'n snob. En ek is nors. Weet jy, dit is nie lekker om my waarheid te ontvang nie, maar as jy daarmee gaan werk, dan transformeer jy, en jy verander. Vandag is ek Jesus se liefde vanself. Leonard Sweet praat van, hy het 'n boek geskryf, 11, wie dit gelees? Ja. Maar hy praat nie van 11 so seer nie, hy sê, in plaas van om 1 te wees eerder 2 eens. Wat hy sê, dis 'n beweging van 1 na 11 toe, maar eintlik bedoel hy, dis 2 eens. Want ons het hierdie ding, ons moet sterk wees, en ons moet individualisties wees. Dit is die samelewing wat ons in is. Weet, daai tipiese action hero myth. Ek weet nie, wie van julle hou van action movies? Dis my gunsteling, maar ek mag dit nooit kyk nie. Want ek wil graag saam met my vrou kyk, sy hou nie daarvan nie. Nou kyk ons, dit is so voorspelbaar. Hulle ontmoet mekaar. Dit gaan goed. Een van hulle het 'n donker geheim. Net wanneer hy vir haar wil sê, dan gebeur daar iets. Dan vind sy op 'n ander manier dit uit. Dit is daai tipiese dan sit sy nou daar by die venster en uitkyk en die grysreën stroom so strane teen die ruit. En hy sit daar in die pub en hy's negatief. En dan die groot gesture, nee, die high five oor die kop of die daag by die deur oop en sê ek is jammer en you complete me moves. En dan, wat baie nou deesdae, dan eindig het met 'n troue. En dan al die karakters wat jy nou geniet het, doen nou allerlei dance moves op die einde van die movie by die troue. En dan tussenin sit hulle die bloopers in. Het is so voorspelbaar. Aksiemovies is glad nie voorspelbaar. Daar's altyd 'n villain, daar's altyd 'n hero
Iemand wil altyd die aarde vernietig, en hierdie Here hardloop met 'n meisie wat sy hand hy vashou oral rond, en hulle skiet haar en hom die hele tyd mis. En dan iewers is daar nou 'n sien wat hulle moet oorslaap in 'n motel of so, nee, en dan is daar nou nie baie uniek, is nie so voorspelbaar. Maar ek dink ons het hierdie action hero myth, dat ons moet action heroes wees, en ons het nie ander mense nodig nie, en hy sê, daarom wil ons almal one wees, in plaas van, om te besef, ons kan saam met ander mense journey, saam met ander mense leef. Hy sê, om te besef dat die som van die verhouding is groter as die individuele parte. In ander woorde, wat ek en jy saam kan wees, is baie meer as net dit wat ek apart is en jy apart is. Dis daai hele sinergisme gedagte. Hy sê, dit gaan oor nie soseer compatibility nie, iemand net soos ek nie. Dit gaan oor complementary. Anderwoorde, om iemand in jou lewe te sit wat jou beter maak, saam met wie jy ry. En jy sit 2 engines op, is die som totaal van daai 2 engines saam altyd meer as die 2 aparte engines saam. En dis die krag van 11 of van 2 ene om iemand in jou lewe te kry. 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp, maar as die een val wat alleen is, dan is daar niemand om hom op te help nie. So dis belangrik om te besef. Ok, kan ek gou 'n paar tipes mense noem wat ek dink belangrik is om in jou lewe te hê? Ek gaan vra dat julle net vinnig neerskryf. Hierdie is tipe mense wat ek dink jy in jou lewe nodig het, en dan gaan ons aan die einde net so refleksie doen om te sê, maar waar kort ek dalk so, het ek so iemand, wie kan daai rol in my lewe speel? So die eerste een is 'n lewensgetuie. Ons almal het life witnesses nodig. Leonard Sweet skryf van 'n life witness. Iemand wat saam met jou in die lewe is. Daai wat ek gister gesê het, I once asked my mentor, what is more important? The destination or the journey? He replied, the company. En ons is eintlik soos Ram daar sê, we are all just walking each other home. Het jy iemand wat jou huis toe saam jou stap? Daar is skool, as jy saam met iemand huis toe gestap het. Is baie beter as om alleen te stap. 'n lewensgetuie. Iemand wat jou lewe sien, dit kan 'n huweliksmaat wees, dit kan 'n ouer wees, dit kan 'n vriend wees, maar hier is die redes, 'n lewensgetuie reis saam met jou en bevestig jou ervarings. It validates you. Hy onthou die storie van jou lewe, en omdat hy die storie van jou lewe onthou, celebrate hy jou oorwinnings en sy huil saam met jou seer. So het jy 'n life witness in jou lewe. Die volgende, 'n mentor. Ons almal het mentors nodig. Dink ek hoef nie baie oor dit te sê nie, julle weet baie van mentorskap, maar wat ek net besef is dat mense het verskillende mentors op verskillende stadiums van jou lewe, maar soos jy ouer raak, voel jy ek het nie meer mentors nodig nie. Want jy ontgroei hulle. Dit is so, jy ontgroei mentors. Maar dit beteken nie dat jy moet ophou soek na mentors nie. Jy moet altyd mentors in jou lewe hê, sodat hulle vir jou perspektief kan bring, sodat hulle jou kan inspireer, sodat hulle sekere vaardighede aan jou kan oordra. En weet jy, 'n mentor kan jou ook baie keer help om koneksies te maak in jou lewe. Hy stel jou aan iemand voor. Hy bring jou op 'n sekere plek. Sy bring jou op daai plek en jy maak net hierdie wonderlike koneksies. Nou, een van my eerste mentors was 'n pastoor wat 'n makrogemeente gehad het. Hy was toe nog besig om die gemeente te bou, maar dit was toe al reeds 'n redelike suksesverhaal. Ek onthou ek het so wit City Golf gehad, en as ek nadat ek tyd by hom gespandeer en dan ry ek huis toe. Ek kan nie vinnig genoeg terug by die huis kom, net om weer te begin werk, want ek was so geïnspireer. En ek gaan dit nie doen nie, maar as ek nou vandag vir jou vra,
Noem 2 mentors in jou lewe met wie jy nou in verhouding staan. Gaan van ons sê nee, ek het nie. Ek het nie. En is nodig dat ons sal hê. Ek het nou die laaste ruk, het ek en my vrou 2 mense wat afgetree is in ons in ons lewe ingenooi. Hulle is nou al so 10 jaar afgetree. Hulle is kampers. Hulle het goed met hulle geld gewerk. Hulle leef lekker, hulle geniet die lewe. Hulle was op 'n stadium deur 'n geweldige huwelikskrisis waar sy in 'n verhouding betrokke was met 'n werkskollega. Hulle deur dit gekom. Hulle is liewer vir mekaar as ooit. En om tyd by daai mense te spandeer is ongelooflik wat jy leer. Dis letterlik daai kaart wat hulle het van die volgende fase van jou lewe. OK, so die mentor. Dan 'n vriend nader as 'n broer. 'n vriend nader as 'n broer of 'n vriendin nader as 'n suster. Is iemand wat jy in jou lewe, we cannot become the best version of ourselves by ourselves. Ons het mense nodig. Maats kan jou breek, maar daar kom ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Nou, sielkundiges skryf van wat hulle noem vriendskapsresessie, wat spesifiek by mans plaasvind. En hulle vind dat sodra mans verby hulle middel 20's gaan, raak hulle vriendskappe minder. Teen die tyd wat hy 40 is, het hy nie regtig meer vriende nie. Teen dat hy 50 is, baie min, reik hy glad nie meer uit na hulle toe nie. En hy is eintlik alleen. Hulle sê vrouens kry dit beter reg. Vrouens hou mos van hom te gaan kook en tee, of om iets saam te doen, of om te kuier, of om 'n prentjie te stuur of 'n videoetjie. Mans sukkel daarmee. En hulle sê nogal vroue vriendskap is baie face to face. Mans vriendskap is shoulder to shoulder. Met ander woorde, ons speel saam in 'n span sport, shoulder to shoulder. En dan, jy weet, of ons gaan oorlog to shoulder. En ons is baie lief vir daai Ierse lied wat hulle sing, shoulder to shoulder, Sir Ireland School. En ek was ook al daar in Dublin, en ek saam met hulle gesing, maar dit is so 'n mooi lied, jy weet. Maar dis mans, shoulder to shoulder, dis hoe ons leef. Maar wat gebeur soos jy nou trou? Jy's al hoe minder in situasies waar jy shoulder to shoulder met mans is. En daai koneksies word minder en minder. En jy gaan ook in 'n fase van jou lewe in wat jy baie hoë uitsette het. En as gevolg van jou hoë uitsette, laer koneksie. Ek is so besig, ek kan nie by dit uitkom nie. En ek dink is nodig om te besef, wanneer dit by vriendskap kom, moet 'n mens tyd maak. Want jy het daai vriend in jou lewe nodig. En wat mans ook niks van hou nie, is die kwesbaarheid wat saam met vriendskap kom. Mans soms maar net sê, I'm fine, all's good, I'm good. Dis nie fout nie. En dan vind jy jouself eintlik alleen. Het jy nie iemand het om te bel nie. Iemand om saam met jou koffie te gaan drink nie. En jy kan nie die beste weergawe van jouself word sonder dit nie. Ek dink die 4de persoon wat ons in ons lewe nodig het, ek gaan net 7 noem, is 'n Nathan. 'n Nathan is 'n truth teller. The higher up you are in an organization, the less truth you will hear. Ons het elke Dinsdag, dan bespreek ons Sondag se diens, dis die postmortem. Nee, die postmortem. Hy's dood, maar wat kon ons beter doen, wat het gewerk en so. En dan gaan ons nou maar deur die program, en dan praat ons. En dan as van my kollegas gepreek het, dan sal ons terugvoer gee oor die preek ook, die span. Maar as ek gepreek het, en ons kom daar, het was so goed, het is fantasties. Het is nou nie die woorde wat gebruik word, maar ons net nooit waarheid wat na my toe kom, en ek is hoor op. En jy gaan al hoe minder waarheid hoor, hoe hoor jy opgaan in 'n organisasie. En glo my, daar's waarheid wat jy moet hoor. Ons ken die storie van Nathan, die profeet wat Dawid gekonfronteer het oor sy oorspel met Batseba. En daar's 'n interessante oomblik
wat Nathan ons hierdie storie vertel, van die man wat, persoon wat net een skaapie gehad en dan het hom gevat. En toe sê Dawid, maar wie is die man? Net ons moet hierdie ou uitsorteer. Toe sê Nathan vir hom die volgende woorde in die Hebreëse teks, Ata Haish. Jy is die man. En ek dink ons het baie keer iemand wat voor ons kan staan en sê, Ata Haish, jy is die man. Wat nou op 'n verkeerde pad is, stop dit. Kom terug. Ek het gewonder of ek dit wil noem, maar ek sal dit noem en ek weet nie of hy dit kan onthou nie. Dion Swart, ook 'n jarelange vriend van my. Nee. Ek bel hom eendag en was in 'n seisoen wat ek maar baie rebels was en baie verkeerde goed gedoen het. En nie, was net rebels. En ek bel hom as vriend om met hom te connect. Trap hy my uit die hoogte uit. Julle weet die storie van kreefgoedjies op die seebodem? Daai. Sê Johan Serfontein, jy kan al baie verder in jou lewe gewees het, as wat jy nou is. Stop hierdie nonsens in jou lewe. Stop om oor alles rebels te wees en vir almal 'n punt te probeer maak. Ek was kwaad vir hom. Ek het 6 maande nie met hom gepraat nie. Hy moet my mis. Hy het die. Maar ek het met daai waarheid gaan werk, en nie die ding, wanneer jy met waarheid werk, dan kom die Here en hy transformeer jou. Want baie keer kom Nathan en hy sê, Ata Haish, hy skyn die lig op daai verkeerd, of op daai donker. En ek is ewig dankbaar vir die uittrap sessie wat my omtrent daai tyd R13 in airtime gekos het. Weet jy wat het ons nog in ons lewe nodig? 'n jonger persoon. Nie 'n jong bokkie of 'n jong man in jou lewe nie, 'n jonger persoon. Ek sien Emile is ook hier, so hy het verlede jaar by ons netwerk 'n lesing gegee oor basies wanneer is jou beste invloedtyd. En hy kom tog nogal na vore dat hy sê dat in jou 60s is jou invloed die hoogste en in jou 20s die laagste. Die wat 20 is voel nie nou baie happy nie, nee. Maar hy het iets baie interessants genoem. Hy sê dat tot en met 35 het jy wat hulle noem 'n vloeiende intelligensie. Jy doen goed maklik. Ek meen, ek was 29, toe verkoop ek alles en ek gaan plant 'n gemeente. So ou nou vir my dit sê en sê ek, Here, ek ken baie goeie leiers daar by Familia Dei, hulle het 'n kerkplant in Visie ook nou. Ek sal 'n ou kry vir jou. Maar dis 'n vloeiende intelligensie en hier van 35 af begin dit stelselmatig te verander en dit kristalliseer. Jy begin patrone raak te sien. Jy waag 'n bietjie minder. Jy's minder oop vir input, is natuurlik die nadeel daarvan. Maar jou invloed is baie hoog as jy daar kom. En toe dit noem, toe besef ek net op my span het ek 2 pastore wat onder 35 is. En ek besef, hulle roer my. En dit maak toe net vir my sin. Hulle dink anders oor die ministerie, hulle dink anders oor die bediening, hulle dink anders oor om 'n projek aan te pak. Weet jy, hulle is amper die just do it generasie, hulle doen dit net, want daar's 'n vloeiende intelligensie. En ek dink, soos ons ouer word, dan kan ons daai grumpy old woman of grumpy old man raak. En ek praat nou nie van groot ouderdom, sê hier in jou 50s, dat jy voel, ek weet alles. Ek het nie die inset van weet, daar was sy vuurtjie, nou brand het my as al lankal weggewaai. Daai houding. Ek dink ons het jonger persone in ons lewe nodig om vir ons 'n bietjie te stretch. En vir ons is net met 'n simpel. Hulle moet so 'n manier sê, dit is boring. Of 'n jonger persoon om ons so 'n bietjie te help om meer relevant te wees. My kinders het my so ontnigter toe ek agterkom dat hierdie engeltjies wat in die pastorie groot geword het, baie woorde nie ken wat ons in die kerk gebruik, ons Christianese woorde, hulle ken dit nie. Hulle is altyd in die kerk nog steeds getroud, weet hulle huweliksmaats, maar nou een oggend vra my dogter vir my, Dada, wat is salwing?
Nou besef ek, dit is nou hier in die middel van 'n diens, ek kan nie te veel verduidelik en dink die persoon wat preek, maar ek het die woorde om vanaf vir haar te verduidelik. Wat is sieraad? En ek dink ons het daar jonger mense nodig om net vir ons bietjie te ruk en te sê, raak meer relevant. Het jy 'n jonger persoon in jou lewe na wie jy luister? Kyk, hulle hoef nie te weet jy luister na hulle. Selfs net met hulle dan. Hulle weet glad nie te weet. Ek dink elke mens het ook 'n tollenaar in sy lewe nodig. 'n Sondaar. Ken julle sondaars? Dis ek's mal oor daai borde wat buite kerke staan en sê alle sondaars welkom. Met ander woorde, niemand is welkom. Het jy al met iemand omgesels by 'n enige plek wat vir jou sê, "Hey, ek's 'n sondaar." Ek's lief vir fietsry. Lockdown was 'n terrible tyd vir my. Ek het op sulke rollers gery. Jy moet mooi fokus dat jy nie afval nie. Toe kan ons mos nou 5 km van jou huis af oefen. Nou is jy soos 'n mal ding hier, 5 kilos daai rigting, 5 kilos daai rigting, 5 kilos daai rigting, 5 kilos daai, nou is 20, ek kan nou weer 5 soontoe, 5 soontoe. En so ry ek eenslag, 3 ouens wat fietsry, kom so verby my, ek was op my bergfiets en hulle is op padfiets en ek klim so in hulle groepie en ek sê, hoor, ek wil net, ek kom alleen te ry nie, en is ook so boring as jy nou 5 so en 5 so en 5 so. Sê hulle, nee, maar nie worry nie, ons het 'n reëling. As hulle ons stop, dan sê ons net ons bly in dieselfde huis. Sê, okay. Sê, ja, en dan, as dit nou nader aan jou huis is, dan sê jy, ons almal bly in my huis. En as dit nader aan my huis is, 5 kilos, toe begin ons nou verder te ry. Toe word die groep groter, ons toe later so 8 ouens, wat saam fietsry. Maar wat ek mos nou gister gesê, daai vraag wat kom so, wat doen jy vir 'n lewe? Ek het hom gedodge. Wanneer hulle hom vra, dan spring ek uit die bondel uit, dan ry ek vinnig, en jaag hulle, dan vergeet hulle daarvan. Maar nou ry ons nou, nee, lekker die manne op die fiets, en draf haar girls verby en sê, hey, Charlie gaan sien, het jy my se hande gesien, jy weet, en hulle gaan vreeslik aan. En dit gaan rof, en die grappies gaan rof, wat hulle vertel, want kyk, as die endorfine mos nou loop, hier van 15 minute van oefen, dan sê jy op 'n ander vibe, en dan praat die ouens goed, en hulle praat uit hulle huise uit, en uit hulle slaapkamers, en al dat. Ek dink dit was 3 weke se saamry, sê maar so 20 rides. Stop ons daar, by spesifiek, ek weet nog presies waar. Toe sê die ene, hoor ek my Johan, wat doen jy? Wat se werk doen jy? Ek sê, nee, ek is 'n predikant. En skielik het dit net verander. Totdat ek vir hulle sê, nee, dit moenie verander nie. Klomp van hulle het al by my kerk kom besoek. Ek het een van hulle getrou. Hy wou toe nou nie meer saam bly, nou dat hy saam met die predikant fietsry nie. Maar wat ek net wil sê is, ek dink ons het ook tollenaars, mense wat kerkloos en kerklos is, in ons lewe nodig, want ek en jy meng net met Christene ongelukkig. Ek dink ons kan 'n beter weergawe van onsself raak, as ons sulke vriendskappe ook in ons lewe het. Laastens, ons elkeen het 'n doring in ons vlees nodig. Julle ken die storie van Paulus mos daar in 2 Korintiërs 12. Maar wat hy mos nou sê, hy weet van iemand, ek breek namens 'n vriend, wat sulke wonderlike openbaringe gehad het. En dan later, kom jy agter, hy praat eintlik van homself, want hy sê, sodat ek oor die grootheid van die goed nou nie te groot kop kry nie, het die Here vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met die vuis te slaan. Nou daar is al baie gespekuleer oor wat hierdie doring in die vlees is in Paulus, of was in sy lewe. Mag ek ook 'n teorie op die tafel sit? My teorie is, dit was nie 'n fisiese doring nie.
Dit was ook nie 'n sponsdoring wat die hond op die gras los nie. As jy die opbou tot en met hoofstuk 12 lees, dan kom jy agter, hy praat van daar's mense, die sogenaamde valse apostels of superapostels. Nee? Daar's mense wat hom ondermyn. Hulle sê goed soos, ja, hy's 'n groot bek in sy briewe. Maar as hy hier is hy nie veel nie. Hy mors hy my tyd. Hierdie ouens was vir hom moeilik. En hy kon stelselmatig sien hoe hulle sy geliefde gemeente in Korinthe beïnvloed. Daar's nog spekulasie dat tussen Korintiërs 1 en 2 by daar eintlik 'n ander brief verlore gegaan wat Paulus baie sy hart oopgemaak het. Die heilbrief. So my teorie is, die doring in Paulus se vlees was mense wat hom ondermyn het. Kan jy daarmee identifiseer? Soos ek gister gesê het, nee, jy moet 'n sniper op speed dial hê as jy 'n predikant is. Dit sê, okay. George, vat hom uit. Vat hom uit. Ek het eenslag met 'n pastoor gepraat, toe sê as ek daai ou in die straat sien, ry ek oor hom en ek reverse weer oor hom. 70x7 keer. Maar weet jy wat doen die doring in jou vlees? Hy laat jy jou eie swakheid ontdek en dit laat jou God se sterkte ontdek, soos die teks sê, julle almal ken dit, ek wil vir julle preekie. Maar die doring in die vlees berei jou ook voor en hou jou grounded. Kan jy daai gesig voor jou sien nou? Die doring in jou vlees, as dit nou 'n mens is. Jy kan dalk net jou hand uitsteek en haar handjie vat. Ek sê, my ou doringkie. My tyd is verby. Ek wil vir jou vra, ek het daai 7 goed daar vir jou gesit. So, kan jy asseblief net so 'n bietjie vir 'n minuut reflekteer en dan kan ons gaan, of later op jou eie tyd net reflekteer. Waar kan jy so iemand kry? As jy nie 'n doring in jou vlees het nie, wees dan maar net die beste doring in ander se vlees wat jy kan wees. Kom ons sluit ons oë. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal wees. Ek bid vir die res van die tyd wat ons saam met John sal spandeer, dat die regtig ook net hom sal gebruik. In Jesus naam, almal sê saam. Amen. Thank you guys.